Dag sê, welkom by Sondag om 6, jou Christen nuus en aktualiteit program. Welkom op hierdie koue wintersdag. Ek is baie bly dat jy weer by ons kon aansluit. Vandag spring ons weg met Tyd met Jesus. Dit sal gevolg word deur voorlesing van Letty van der Heide en daarna is dit weer ons program Jou Geloof. En hierdie keer gaan ons saam kyk na wat is die sleutel van goddelikheid. So ek hoop dit maak jy sommer baie lus. En tussenin behoort ons tyd te hê vir so 'n liedjie of 2. Mense, hierdie week het ons daarom 'n rowwe ene gehad. Julle het seker almal in die nuus gehoor van die stormweer wat ons hier in Nieu-Seeland gehad het. Nou, ek bly in Wellington en ons het donderdag aand winde gehad tot 202 km/h. In my lewe het ek nog nooit wind soos hierdie gehoor nie. Daar is nie 'n stormpie wat ek in Suid-Afrika deurgegaan het wat enigstens kan vergelyk met dit wat ons hier gehad het nie. Die wind het die hele aand donderdag aand hard geblaas. Ek het geluide en gerase en gekrake en goed uit die huis uitgehoor wat ek nie gedink het 'n huis kan maak nie. En wat baie ongewoon was dat hierdie wind nie uit die normale rigting uitgekom het nie. In Wellington kry ons gewoonlik 'n noordwesterwind en ons kry ook 'n suiderwind. Maar hierdie wind was 'n suiderwind, maar hy het uit 'n effens ander hoek uitgewaai en dit is wat veroorsaak het dat die wind soveel meer skade gemaak het. En hier by ons donderdag aand 9:00 het die krag uitgegaan en dit het Vrydag aand 6:00 eers teruggekom. Ons het die kans gehad om hierdie week in ons huis te kampeer. Ek is baie dankbaar dat ons 'n noodtassie bymekaar gemaak het en ons kon daardie noodtassie se gasstoofie uithaal en ons kon lekker sop eet, so daarom het ons warm kos in ons lyf gehad, maar ongelukkig die huis wat ons in bly het net elektriese verhitting. So dit het baie koud geraak. Ek dink ons laagste temperatuur wat ons hier gehad het in die huis was rigting 13 grade Celsius. Maar deur die genade van die Here is ons daardeur en ons vra maar net dat julle asseblief sal help bid vir al die mense wat skade gely het hier in Wellington. Daar's huise se dakke wat afgewaai is, my eie huis se dak het bietjie skade opgetel. Daar is mense se huise wat kamers het wat verwoes is, daar's groot gedeeltes van die kusstreek wat stikkend is, treinspore wat seer gekry het. Ek verstaan dat ons kragtoevoer net tydelik terug is, daar's groot werk nodig om dit weer permanent te herstel. So mense, dink asseblief aan ons, dink ook aan die vloede en die moeilike tye in Indië en bid ook asseblief vir mense wat onder vloede gebukkend gaan in Amerika. Maar nou is dit tyd vir ons kinderprogram. Maatjies, ek hoop julle gaan lekker nader skuif en vir Tannie Maria verder luister met haar storie in die Exodus ekspedisie. Hallo maatjies. Hallo Tannie. Baie dankie maatjies dat julle weer vandag gekom het om my te kom help. Dit is koud en nat daar buite, maar dit is warm hier in ons harte. Nou maar goed, kan julle onthou waar het ons verlede keer gepraat? Oor die farao wat gesê het dat die Israeliete lui was en dat hy die strooi weggevat het, dat hulle moet dit self gaan vind in die velde om hulle bakstene te maak en hulle moes die selfde hoeveelheid gemaak het. Dis reg, jou baie mooi. En kan jy vir my vertel wat farao nog gedoen het? Farao was bang vir die Israeliete hoekom hulle so baie was. Dis reg, ja. En nog erger, hulle het gesê dat Moses hulle jok. Ja, en het Moses hulle gejok? Nee, they speak the truth. Hoekom weet jy hulle die waarheid gepraat? Want dit sê dit in die Bybel. Ja, dis reg. En God het vir Moses en Aaron gesê, dit wat hulle vir farao moet sê. Nou hierdie wys vir ons dat farao nie
die enigste ware lewende God van die Bybel, die God van Israel, geken het nie. Hy het gedink dat hy belangriker was as God, en ek dink dit was seker sy grootste fout. Goed, nou vandag gaan ons verder gaan. Ons gaan hoofstuk 5 klaarmaak, en dan begin met 'n stukkie in hoofstuk 6. So sit nou mooi regop, spits julle ore, en dan luister julle mooi wat God sê. Toe gaan Moses weer na die Here en sê, Here, waarom het U hierdie volk kwaad aangedoen? Waarom het U my tog gestuur? Want vandat ek na Farao gegaan het om in U naam te spreek, het hy hierdie volk mishandel, en U het die volk glad nie verlos nie. Daarop het die Here Moses geantwoord, nou sal jy sien wat ek Farao sal aandoen, want deur 'n sterke hand sal hy hulle laat trek. Ja, deur 'n sterke hand gedwing sal hy hulle uit sy land uitdrywe. Kan een van julle vir my sê, wat beteken die woord mishandel? Mishandel beteken dat hulle nie regverdiglik getreed is. Dis reg, hulle word onregverdig behandel. Hoe is hulle onregverdig behandel? Met 'n hoop en dat hulle slawe is. Dis reg, die drywers het hulle geslaan en hulle lelik behandel en die Farao het van hulle verwag om dit wat onmoontlik was te doen. Goed, wie van julle kan vir my sê wie gaan die Israeliete uit Egipte laat trek? God. Dis reg, en is God sterker of swakker as Farao? Hy sterker. Dis reg, niks is onmoontlik vir God nie. Goed, kom ons lees die stukkie nou in hoofstuk 6. Verder het God met Moses gespreek en vir hom gesê, ek is die Here. En ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, maar met my naam, Here, het ek my nie aan hulle bekend gemaak nie. Hierdie is vir my vreeslik mooi, want onthou julle wat God se gedenknaam is? Die God van Abraham, Isak en Jakob. Dis reg. En weet julle wat, hierdeur sê God vir Moses hulle, dat hy altyd nog was met die Israeliete, en dat hy nog altyd dieselfde was. Hy het nie verander nie. Hy is dieselfde God wat aan Abraham verskyn het, dieselfde God wat aan Isak verskyn het, en dieselfde God wat aan Jakob verskyn het. En hy is dieselfde God wat nou met Moses en Aaron hulle praat. God is wonderlik en hy is altyd dieselfde. Hy verander nie soos mense oor die tyd nie. En wat ook hier so baie interessant is dat God sy naam sê. God sê dat hy bekend was aan Abraham, Isak en Jakob as die Almagtige, maar dat sy naam, Here, nie aan hulle bekend was nie. Kan jy vir my sê, wat is die naam wat God vir Moses gesê het, wat sy naam is? I am. Dis reg, dit is ek is. En weet julle, ek is beteken dat God altyd is en altyd was. Daarom weet ons dat ons hom kan vertrou. Nou hierdie naam Here van God, as julle in julle Bybel gaan kyk, gaan julle sien Here is daar met hoofletters geskryf. Hierdie naam wat God aan Moses bekend gemaak het, word die tetragram genoem, want dit is 'n 4-letter woord in Hebreëus. En dit is die naam van God. Dit verskil van die Here wat met klein letters geskryf is, wat wys dat God ons meester is. Goed, so kom ons luister mooi verder. Ook het ek my verbond met hulle opgerig, om hulle die land Kanaan te gee, die land van hulle vreemdelingskap, waarin hulle vertoef het. Kan julle onthou aan wie God hierdie belofte gemaak het van die land van Kanaan? Na Abraham toe hy die offer gemaak het. Dis reg, in die Ou Testament, toe God mos die verbond gemaak het met Abraham, en kan jy onthou wat beteken verbond? Dis soos 'n kontrak. Dis reg, en wat wys 'n kontrak? Dis 'n ooreenkoms tussen twee mense. Dis reg, ja. So, albei partye sê, dit is wat hulle ooreenkom om te doen. So die een sê, as jy hierdie doen, dan gaan ek daardie doen. Verstaan julle dit? Ja. Dis mooi. Goed, ons lees verder. En ek het ook gehoor die gekerm van die kinders van Israel, wat deur die Egiptenaars in slawerny gehou word, en ek het aan my verbond gedink.
So God sê hierso vir hulle, hy onthou sy verbond wat hy gemaak het, en dat hy dit gaan hou. Kan God ooit jok? Nope. Dis reg. En God is altyd dieselfde, gister, vandag en môre. Daarom sê aan die kinders van Israel, ek is die Here, en ek sal julle onder die harde arbeid van die Egiptenaars uitlei, en julle red uit hulle slawerny, en ek sal julle verlos deur 'n uitgestrekte arm, en deur groot strafgerigte, en ek sal julle as my volk aanneem, en vir julle 'n God wees, en julle sal erken dat ek die Here julle God is, wat julle uitlei onder die harde arbeid van die Egiptenaars uit. En ek sal julle bring in die land, waaromtrent ek my hand opgehef het, om dit aan Abraham, aan Isak en aan Jakob te gee, en ek sal dit aan julle as 'n besitting gee, ek, die Here. Moses het toe so met die kinders van Israel gespreek, maar hulle het nie na Moses geluister nie, uit ongeduldigheid en weens die harde diens. Nou ek is seker julle weet wat beteken harde diens. Wie van julle kan vir my sê wat beteken ongeduldig? Hulle is haastig. Hulle is haastig, ja. Beteken dit hulle gaan wil wag of hulle gaan dadelik iets wil hê? Hulle gaan dadelik wil iets hê. Dis reg, weet julle, en dit is 'n groot probleem wat baie van ons het. Ons is baie keer ongeduldig. Ons wil nie wag vir goeders nie, ons wil dit dadelik hê. En dis ook so met ons in die samelewing. Baie kere dan wil ons nie wag om aandetes te maak nie, maar ons kry sommer gou-gou 'n uitete. Ons gaan McDonald's toe of ons gaan Kentucky toe en ons kry vir ons 'n wegneem ete in plaas daarvan om bietjie te wag en vir onsself eerder gesonde kos te maak. Maar by Kentucky en McDonald's, hulle moet jy mos wag vir jou kos om te gemaak te wees. Dis reg, ja, jy is heeltemal reg met dit. En weet jy wat, mense dink partykeer as jy 'n wegneem ete kry, is dit vinniger, maar dit is soos jy sê, want jy moet eintlik wag vir jou kos daarso ook. So die tyd wat jy moet ry byvoorbeeld na McDonald's of na Kentucky toe, as jy dit vat saam met die tyd wat jy moet wag vir die kos wat hulle maak, dan kon jy al klaar vir jouself 'n gesonde ete gemaak het. En is nie soos die takeaways wat hulle daar het wat soos in al daai deeg het wat jou kan siek maak nie. Jy's heeltemal reg met dit. Nou hierdie leer vir ons ook nie, dat ons geduldig moet wees. God gee vir ons die voorbeeld hierso. Hy wil hê ons moet geduldig wees, want as ons ongeduldig is, dan maak ons nie die regte besluite nie. God is baie geduldig met ons ook, want as jy mooi daaraan dink, elke keer wat jy iets verkeerd doen, wat jy sonde doen teen God, het hy die volste reg om jou net daar te straf. En die Bybel leer vir ons in die Nuwe Testament dat die straf vir sonde dood is. So, omdat jy nog lewe, moet jy baie dankbaar wees dat God geduldig is met jou en jy moet weet dat hy geduldig is met jou. Daarom moet ons ook geduldig wees teenoor mekaar en mekaar vergewe wanneer ons verkeerd doen teenoor mekaar. So ons moet leer uit God se voorbeeld uit. Wees geduldig, wees vol vertroue van God, want ons weet niks is vir hom onmoontlik nie. Nou maar goed maatjies, ek wil hê julle moet reg sit. Ons gaan nou praat met die koning van die heelal. Ek wil hê julle moet julle handjies vou, julle oogies toemaak en op julle knieë. En ons gaan nou fokus net op koning Jesus, want hy is almagtig. Koning Jesus, baie dankie, dat u die een is, wat altyd dieselfde is. U het vir die Israeliete herinner, dat u die een was wat aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn het. En dat u ook die een is, wat met Moses en Aaron en die Israeliete gepraat het. Baie dankie, dat u in beheer is, en dat niks vir u onmoontlik is nie. Ek loof u en ek prys u, want u is groot, goed en almagtig. Dankie koning Jesus. Halleluja. Amen.
Sondag 23 Junie 2013, 'n hartlike hallo. Letty van der Heide aan die woord, en ek kon amper nie wag tot hierdie week se Sondag om 6 nie. Soos ek verlede week beloof het, skop ons hierdie keer af met die allesomvattende gedagtes van Joshua Potgieter uit sy bundel Toebroodjies op die lewenspad. Dit is dan ook die titel van een van vandag se voorlesings, Toebroodjies op die lewenspad. Maar kom ons kyk eers gou na Joshua Potgieter se eie woorde weergegee in die inleiding, genaamd Op die lewenspad. Op die lewenspad. Ons stap die lewenspad dikwels so ongeërg, sonder dat ons die hartseer, die kontrasterende ironie raak sien, of die glimlachende blydskap ervaar. Meer as verloofs loop ons met maskers rond, met groot vertoon sonder siel. Dit is soms nodig dat ons 'n keer stilstaan en na die diepere werklikhede van die lewe kyk, die doel daarvan naspeur en selfondersoek doen om te evalueer of ons in 'n wandelslaap dwaal of daadwerklik lewe. Soos 'n diamant het die lewe baie fasette. Elke faset is noodsaaklik om die diamant in sy volle te laat skitter. Een faset alleen kan dit nie doen nie. Ons moet na al die fasette van die lewe kyk en as ons die helfte daarvan kan raak sien, is ons lewenspad reeds halfpad verlig. Die doel van hierdie boekie is om die aantal fasette uit die lewe uit te lig en om u te help om hulle raak te sien. As u die tyd kan afstaan om die fasette te bekyk en daarop ag te slaan, kan u meer sonskyn in u eie lewe bring en nie in u eie skadu meer voortleef nie. Langs die pad kan u dan dalk die gordyne verder ooptrek om ook aan die naaste meer sonskyn te gee. Die geheim vir slot van rekening is om die lig van die wêreld in jou eie lewe toe te laat en dit dan na ander deur te gee. Hou 'n oomblik langs die pad stil en geniet 'n toebroodjie. Nou ja, dan vra ek myself af, wat se toebroodjies is daar op my lewenspad? Het ek, Letty van der Heide, voorsiening gemaak vir geskikte padkos? Kom ons kyk nou na Joshua Potgieter se eie gedagtes en idees en woorde oor toebroodjies op die lewenspad. Jy kan jouself alleen vind as jy jouself ken. Jy kan jouself slegs ken as jy jouself gevind het. Jy kan jouself net ken en vind in hom, ons almagtige Vader. Wees net jouself. Bedink die positiewe, eet reg, haal reg asem, leef reg, dink reg. Deel alles met ander en alles sal ook jou deel word. Beheer jou eie emosies, bou aan jou selfvertroue. Moenie haastig besluit of haastige beslissings maak nie. Moenie kla nie, verdoem nie, oor jouself praat of vrees nie, behalwe God. Wees seker van jou foute en moenie huiwer om te sê, ek weet nie. Maak vrede met jouself en jou medemens. Ervaar die vrede van God in jou lewe. Gee liefde, ervaar liefde. Koester nooit wraakgedagtes nie. Moenie wil vir geld nie, of in die verlede leef nie. Leef nou. Beskuldigings is die teelaarde vir haat. Verwyte die wortels van dieper ongelukkigheid. Verrou kwaad vir vrede. Wraak vir vergifnis. Haat vir liefde. Vrees vir berusting. Glimlag in die sonskyn. Pluk 'n blommetjie in die veld. Verbly 'n hart langs die pad. Staan 'n oomblik stil by 'n spelende kind. 'n Doudruppel op 'n groen blaar. Staan een môre vroeg op om die son te sien opkom. Stap in die dalende dag uit na buite om die son te sien ondergaan. Stap uit in die vallende reën en voel die vars, koel, helder water op jou hande en gesig. Kyk op na die weerstrale en luister na die gedonder van die weer. Luister na die eerste gehuil van 'n pasgebore baba, die lui van 'n kerkklok, die koer van 'n duif, die ritsel van die wind, die vrolike lag van spelende kinders. Besoek ou vriende, 'n kranke in die hospitaal, 'n bedrukte tuis, 'n eensame in alleenheid, 'n bedroefde in hartseer. Soek 'n stil plekkie op om alleen te wees, om jouself te vind, na te dink, te evalueer. Stap vorentoe met harte voete, met harmonie en liefde in jou hart, sonskyn in jou glimlag, vrede in jou gemoed, en Jesus as jou metgesel. Neem 'n toebroodjie saam op jou lewenspad. Nou ja, tot 'n volgende keer, alles van die allerbeste.
sou nooit in die Jesus Christus van sommige mense kon glo nie, want die Christus waarin hulle glo, is eenvoudig, die ene lieftaligheid en sagtheid. Ek, aan die ander kant, glo dat daar nog nooit 'n uitnemender voorbeeld van manlikheid, selfs in sy stroefheid, as die Verlosser was nie. En dieselfde mond wat verklaar het dat hy nooit 'n geknakte riet sal afbreek nie, het die vreeslikste vloeke oor die Fariseërs uitgespreek. Charles H. Spurgeon het hierdie geskryf. Baie dankie vir daai stukkie Eben. Dit is baie waar. Nou gaan ons luister na Bill and the Boomers en die liedjie se naam is Test the Spirits. Test the spirits. Are they telling you lies? Test the spirits. And don't assume they are wise. Test the spirits. They may not be the good guys. Be discerning. Check to see if it's true. Be discerning, or they'll keep misleading you. Be discerning. The Word of God isn't new. And don't be led astray. Stay on the narrow way. Jesus Christ is the only way. And don't believe sinful men. They'll trick you if they can. And there is nothing new about the new age. Read the Bible, read the Bible. Move from darkness to light. Read the Bible, read the Bible. It will tell you what is right. Read the Bible, read the Bible. You need to fight the good fight. And don't be led astray. Stay on the narrow way. Jesus Christ is the only way. So don't believe sinful men. They'll trick you if they can. And there is nothing good about the new age. Forget the new age. Trust in Jesus. Trust in Jesus, the one who died for your sin. Trust in Jesus. Trust in Jesus. He's waiting to let you in. Trust in Jesus. Trust in Jesus. He will not care where you've been. Yet trust in Jesus. Trust in Jesus, the one who died for your sin. Trust in Jesus. Trust in Jesus. He's waiting to let you in. Trust in Jesus. Trust in Jesus. He will not care where you've been. Yet trust in Jesus. Vandag se boodskap word genoem die sleutel tot goddelikheid. Ek wil begin deur 'n kontroversiële stelling te maak, dat indien elke gelowige op aarde goddelik lewe, hierdie wêreld 'n totale ander plek sou wees. Dink daaraan. Hoe dink jy sal huise, skole, werkplekke en regerings beïnvloed word, as ons almal soos 'n Paulus of 'n Petrus gelewe het in ons geloof? Ek dink sonde sou 'n kleiner impak op hierdie wêreld gehad het. Egskeidingssyfers sou aansienlik minder gewees het, evolusie sou nie ons skole en samelewing ingedring het nie, kerke sou besonderse groei op geestelike vlak en in lidmaatgetalle gehad het. En elke regering op aarde sou 'n godsvreesende regering gewees het. Maar dit is tragies dat ons juis die teenoorgestelde sien. Sonde stroomroller ongenadiglik voort. Families word deur egskeiding verwoes. Regerings erken nie meer vir God as oppergesag nie. Evolusie is die nuwe geloof wat in skole aan ons kinders geleer word.
naaste liefde bestaan nie en is vervang deur selfsug en selfverryking. Met evolusie as nuwe geloof het geld die nuwe God geword. En gelowige mense staan nie onskuldig nie, veral in ag geneem dat egskeidingssyfers die hoogste is onder Christene. Jou opdrag tot goddelikheid. Die konsep van 'n goddelike lewe is Bybels en word in verskeie verse as opdrag aan die gelowige gegee. Die Afrikaanse Bybel vertaal goddelikheid, Eusebeia in Grieks, wat godliness of holiness is in die Engelse Bybel. Dit word vertaal as godsvrug en ook godsaligheid. Lees self die volgende verse as bewys hiervan. 2 Petrus 1 vers 2 tot 3 in die King James. Grace and peace be multiplied unto you, through the knowledge of God and of Jesus our Lord, according to his divine power, hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. 2 Petrus 3, vers 11 in the King James. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye be in all holy conversation and godliness? 2 Tim 6:11 in die Afrikaanse Bybel. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. As gelowige het jy jou sonde aan die voet van die kruis gelê en vertrou op Jesus as jou verlosser van jou sondes. Daarom verwag God van jou om jou rug op jou sondes te draai en heilig en goddelik te lewe. Jesus is jou rolmodel en jou strewe moet wees om meer en meer soos hy te lewe. Hoekom word dit van jou verwag? Hoekom vra God dat jy heilig moet lewe? Hoekom vra God vir jou om goddelik te lewe? Want die doel is dat jy 'n heilige en aanneembare offer aan God moet wees. Romeine 12 vers 1 in die King James. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. En ek lees dieselfde vers, Romeine 12 vers 1 in die Afrikaanse Bybel. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. So ek moet jou nou vra, hoe meet jy aan hierdie opdrag? Is jy gehoorsaam aan die Romeine 12 vers 1 opdrag? Tot in watter mate getuig jou lewe elke dag dat Jesus jou verlosser, Heer en rolmodel is? Het jy jou rug gedraai op jou sonde en lewe jy 'n heilige, goddelike lewe? Indien jou lewe nog geanker is in die wêreld en jy onseker is oor hoe om heilig en goddelik te lewe, wil ek graag vir jou wys dat die Romeine 12 vers 1 opdrag ten volle in jou bereik is. Ek wil jou graag wys hoe om dit te verkry en deel te maak van jou lewe. 'n Helper. Geen mens kan uit sy eie uit heilig en goddelik lewe nie. Daar is baie ongelowige mense in heidense gelowe wêreldwyd wat probeer goed wees en probeer om 'n mate van godsdienstigheid en goddelikheid te verkry. En hier dink ek aan boeddhiste, moslems, New Age mense, katholieke mense en so voorts. Maar die Bybel leer ons dat niemand uit sy eie ooit heilig kan wees nie. Die rede daarvoor is dat jy in jou sondige natuur nooit daartoe in staat sal wees nie. Sonde maak jou vuil en onheilig. Kyk na hoe Timoteus verwys na sondaars in 1 Timoteus 1 verse 8 tot 10. Maar ons weet dat die wet goed is as iemand dit wettiglik gebruik. En as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tugtelose mense, goddelose en sondaars, onheiliges en ongewydes, vadermoordenaars, moedermoorders, moordenaars, hoereerders, sodomiete, mensediewe, leenaars, mynediges en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is. In ons sonde toestand is ons lewe goddeloos, onheilig en ongewyd. Die enigste teenmiddel hiervoor is die bloed van Jesus.
Wanneer ons van ons sonde bekeer, Markus 1:15, en glo in die gratis geskenk van vergifnis deur genade deur die bloed van Jesus, dan tree ons uit ons onheilige en goddelose toestand. In geloof aan Jesus as ons redder en verlosser van ons sondes, sien die Vader ons dan as regverdig. Deur Jesus se bloed word ons sondes bedek, sodat ons aanneembaar is vir die Vader en ons saligheid verseker is van daardie dag af vorentoe. Om dit eenvoudig te stel, van daai oomblik af gaan jy hemel toe en niemand kan daardie prys van jou af wegneem nie. Maar dit is nie al wat gebeur met ons bekering nie. Daar is iets anders wat met elke gelowige gebeur. Johannes 14 vers 16 tot 17. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Johannes 7:37 tot 39. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees, wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Elke gelowige wat tot geloof kom na die opstanding en hemelvaart van Jesus Christus, kry die Heilige Gees in hom. Die Grieks vertaal as trooster is parakletos, wat beteken om hulp te verleen, 'n middelaar, 'n trooster. Ongelowige mense het nie die Heilige Gees nie. Slegs mense wat tot geloof in Jesus Christus as hul verlosser gekom het, kry die Heilige Gees in hulle. En die Heilige Gees deurweek elke greintjie van ons wese. 1 Korintiërs 12 vers 13. Want ons is almal deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke, slawe of vrymanne, en ons is almal in een Gees deurdronge. Hierdie aksie van wanneer die gelowige die Heilige Gees kry, word gekoppel aan wanneer jy tot geloof kom, en nie met jou waterdoop nie. Teen die tyd dat jy deur water gedoop word in gehoorsaamheid aan jou opdrag om jou te laat doop, het jy reeds tot geloof gekom, en sou jy reeds die Heilige Gees ontvang het. Luister mooi na die volgende verse. Hier praat Paulus met mense wat tot geloof gekom het in God, maar hulle het nog nie vir Jesus geken nie. Mense van Adam en Eva se tyd af, tot en met die hemelvaart, het verlossing gekry deur om in God te glo vir hul redding, maar hulle het nie die Gees ontvang nie. Hier en daar in die Ou Testament tyd is spesifieke mense gevul met die Gees. Gaan kyk in Numeri 11, 16 tot 17 en Esegiel 2, verse 1 tot 2. Maar dit was nie die norm nie, en hulle het nie die Gees ontvang wat in hulle kom woon, soos wat met die Nuwe Testament gelowiges gebeur nie. En daarom het Paulus hierdie mense vertel van Jesus. Hulle is met water gedoop in die autoriteit van Jesus, en Paulus het hulle die hande opgelê, sodat hulle die Gees kan ontvang. Handelinge 19 vers 1 tot 7. En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom, en daar het hy sommige disippels gevind en hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eers gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. En hy antwoord hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. Daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom. Dit is in Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom. En hulle het met tale gespreek en geprofeteer en altesaam was hulle omtrent 12 manne. Hierdie teks is so belangrik en leer ons so baie, dat ek graag net weer die volgende punte wil onderstreep. Volgens vers 2 ontvang mense die Heilige Gees wanneer hulle tot geloof kom. Daar bestaan nie 'n opdrag in die Bybel dat jy jouself moet laat doop in die Heilige Gees nie.
Dit is 'n outomatiese gebeurtenis die oomblik wanneer jy tot geloof kom. En dan kry jy die Heilige Gees in sy volheid. Die ander punt wat die teks maak is dat die handoplegging om die Gees aan iemand te gee slegs gedoen was met die Ou Testamentiese gelowiges wat nou eers van Jesus gehoor het. Handoplegging is hier as uitsondering gebruik en is nie nodig vir Nuwe Testamentiese gelowiges nie. Die laaste punt is dat wanneer 'n persoon die Heilige Gees ontvang, dit nie noodwendig gepaard gaan met praat in tale nie. Daar is verskeie kerke vandag wat verkeerdelik leer dat as jy nie in tale kan praat nie, jy nie die Gees het nie. Dit is dwaalleer. Die Bybel gee verskeie voorbeelde in die Nuwe Testament van mense wat die Heilige Gees ontvang en dan nie in tale praat nie. Kyk gerus na die voorbeeld in Handelinge 2:38 waar 3000 mense die Heilige Gees ontvang het, maar nie in tale gepraat het nie. Die Heilige Gees wat jy kry met bekering is ook die sleutel tot heiligheid en goddelikheid. So kom ons kyk na die funksie van die Heilige Gees in die lewe van die gelowige. Om die gelowige in staat te stel om gehoorsaam te wees aan die Romeine 12 vers 1 opdrag van 'n heilige lewe. Die Heilige Gees getuig van Jesus. Die Heilige Gees was eintlik aan die werk in jou lewe nog voor jy hom ontvang het. Jy sien, uit jou eie uit kon jy nie die evangelie verstaan het nie. Dat jy tot geloof in Jesus as jou verlosser kon kom, is aan die werking van die Heilige Gees te danke. Die Heilige Gees is die een wat jou die vermoë gegee het om te kan verstaan dat jy sondig is en 'n verlosser nodig het. Hy het jou oortuig dat Jesus die een is wat vir jou gesterf het. 1 Johannes 5 vers 6. Dit is hy wat deur die water en bloed gekom het, Jesus die Christus. Nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Sonder die Gees se getuienis kan jy nie tot geloof kom nie. Verstaan jy nou hoe diep die genade van God is? Die Heilige Gees oortuig die wêreld van sonde, geregtigheid en oordeel. Johannes 16 vers 7 tot 11. Maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle toe kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle my nie glo nie, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Let op die gebruik van die woordjie wêreld. Johannes 16, 7 tot 11 word gerig aan die wêreld. Dit is 'n teken van die ongelowige mense in hierdie wêreld. Hier word nie gepraat van die gelowiges nie. Die Heilige Gees, wat ook die trooster genoem word, kom om die wêreld te oortuig dat hulle 'n verlosser nodig het. Ons het reeds gesien hoe die Heilige Gees verantwoordelik was om jou te oortuig oor Jesus as jou verlosser. Volgens Johannes 16 het die Gees jou oortuig van jou sonde en dat God as regter in regverdigheid gaan oordeel oor die wat sy kinders is en die wat nie sy kinders is nie. Die wêreld moet tot kennis gebring word van hul sondes en gewys word op die komende oordeelsdag wat niemand gaan vryspring nie. En dit is die rol en die taak van die Heilige Gees om sondaars hiervan te oortuig. Die Heilige Gees leer jou. Die volgende voorbeeld van die rol van die Heilige Gees in Johannes is dat die Heilige Gees jou leer en herinner aan die woorde en opdragte van Jesus. Johannes 14 vers 26, maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dit is die Heilige Gees wat jou as gelowige in die woord van God onderrig. Sonder hom sal jy die Bybel nie kan verstaan nie. Hy is die een wat die Bybel vir jou verstaanbaar maak en verklaar. Het jy al agtergekom hoe dieselfde teks in die Bybel meer as een keer gelees kan word en hoe dit elke keer meer diepte kry? Ek skryf dit toe aan hoe die Gees meer en meer die woord van God vir jou oopmaak. Verder is die funksie van die Gees nie net lering uit die woord nie, maar ook om ons te herinner aan die wil en die opdragte van Jesus. Daardie stemmetjie wat in jou oor fluister wanneer jy op pad is om iets verkeerd te doen teen die wil van God, is die Gees wat jou herinner aan die opdragte van die Vader.
Die Heilige Gees rus jou toe. Die Heilige Gees rus jou toe om goddelik en heilig te kan lewe en om 'n getuie vir Jesus te kan wees, deurdat dit aan jou geestelike gawes kan gee, 1 Korintiërs 12, wat die Gees gebruik deur jou, soos en wanneer hy dit goed sien. Let wel dat jy geen beheer oor hierdie gawes het nie. Dit kom van die Heilige Gees en verskil in gebruik van persoon tot persoon. In die vroeëre kerk was die funksie van hierdie gawes om te getuig dat die boodskap van die vroeëre kerk van God af is. Nou dat ons die volle woord het, het sommige van hierdie gawes hoofsaaklik tot 'n einde gekom, 1 Korintiërs 13. Saam met geestelike gawes is aan elke gelowige vrugte van die Gees gegee. Galasiërs 5:22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Hierdie vrugte is sodat ons meer heilig kan wees, die liggaam van Christus kan bedien en die Vader kan verheerlik, en elke gelowige staan onder direkte opdrag van Jesus om nie die Gees te onderdruk nie, maar om baie vrugte te dra. Johannes 15 vers 8, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Om goddelik te lewe. Die sleutel tot goddelikheid is die Heilige Gees. Die Heilige Gees stel jou in staat om heilig te lewe. In Efesiërs 5:18-19 gee die woord jou 'n opdrag om gevul te wees met die Heilige Gees. Dit stel 'n parallel tussen die vervulling van die Heilige Gees, wat is soos om dronk van wyn te wees. Het jy al iemand gesien wat dronk is? Dit affekteer hul hele wese. Hul denke word beïnvloed. Hul spraak word beïnvloed, hul gedagtes en optrede en gedrag word beïnvloed. Hulle sê goed wat hulle nie normaalweg sê nie en hulle doen goed wat hulle nie normaalweg sal doen nie. Dit is 'n voorbeeld van hoe die Heilige Gees jou lewe moet vul. Jy sien, jy het die Gees in jou vanaf die dag wat jy gered is. Maar dit is jou keuse om aan die Gees gehoorsaam te wees. Dit is jou keuse om die Gees toe te laat om jou lewe oor te neem of nie. Soos 'n persoon wat dronk is op wyn, moet die Heilige Gees jou hele lewe beïnvloed. Hoe jy praat, wat jy dink en wat jy doen. Die Heilige Gees is die sleutel tot 'n goddelike lewe. Maar jy moet toelaat dat daardie sleutel die deur oopsluit tot onbeperkte Heilige Gees invloed in jou lewe. Maar nou moet ek jou ook waarsku dat alhoewel jy die Gees in jou het, die Bybel jou waarsku om nie die Heilige Gees in jou uit te blus nie, 1 Tessalonisense 5:19, en ook nie om die Heilige Gees bedroef te maak nie, Efesiërs 4 vers 30. Jy kan kies om die deur in jou hart so vas te druk, dat die Heilige Gees se werk totaal in jou lewe onderdruk word. Wat 'n mors van 'n goeie lewe is dit nie net nie. Wees 'n getuienis. Johannes 15:26-27 sê, maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig, en julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Jy het reeds geleer dat volgens Johannes 16, 7-11 die Heilige Gees gekom het om die wêreld te oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid. Jy as individuele gelowige staan onder 'n opdrag volgens Johannes 15 en Handelinge 1 om ook 'n getuie te wees oor die hele wêreld. Waarvan moet jy getuig? Met die Heilige Gees in jou, dink jy dat jy jou eie boodskap gaan bring? Dink jy dat jy uit jou eie enigstens daartoe in staat gaan wees om iemand anders te oortuig oor Jesus Christus? Nee, moet nie vir een oomblik dink dat jy dit uit jou eie kan doen nie. Nee, jy moet 'n getuie wees aan die wêreld deur die Heilige Gees in jou toe te laat om die oortuiging werk te doen. En hy sal volgens sy funksie soos gedefinieer in Johannes 16 deur jou mense oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid. 2 Timoteus 4 vers 2 sê die volgende: verkondig die woord,
Hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering. Jou getuienis moet tydig en ontydig wees, dit wil sê, jy moet sonder ophou aanhou om die woord te verkondig. En jou boodskap aan gelowige mense moet aansluit by die getuienis van die Heilige Gees, met geduldige woorde van weerlegging, vermaning en bemoediging. Ja, hoe jy lewe is 'n getuienis dat jy aan Christus behoort. Maar kan jy deur lyftaal mense oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid? Kan jy gelowiges deur middel van lyftaal vermaan, weerlê en bemoedig? Nee, jy moet jou mond gebruik en die woord verkondig. 'n Goddelike boodskap. Ons het reeds geleer dat jy 'n getuie moet wees en jou boodskap is nie jou eie nie, maar die boodskap van die Heilige Gees in jou. En hierdie boodskap aan ongelowiges is oortuiging van sonde, oordeel en geregtigheid. En die boodskap aan gelowiges is geduldige woorde van weerlegging, vermaning en bemoediging. Waarom dan kies meeste moderne Christene om nie van hierdie boodskap te getuig nie? Hoekom kies meeste moderne Christene om slegs 'n boodskap van liefde te verkondig? As jy 'n boodskap verkondig wat teenstrydig is met die Bybelse rol en boodskap van die Heilige Gees, dan getuig jy nie die boodskap van die Heilige Gees nie, maar 'n mensgemaakte boodskap. Jou boodskap gaan nie in staat wees om die sondaar te oortuig van verlossing in Jesus Christus nie. Jou boodskap gaan nie opbouend van aard wees vir die gelowige nie. Van die meeste teenstand wat ek kry, is van mense af wat my bestempel as veroordelend, as gevolg van die boodskap waarvan ek getuig. Maar waarvoor hierdie mense blind is dat ek in alles fokus om die Heilige Gees in my toe te laat, om sy getuienis deur my te lewer. En daarom is die meeste van my boodskappe aan sondaars gefokus op sondebesef, beskrywing van die komende oordeelsdag en geregtigheid te kry in die bloed van Jesus. En my boodskappe aan gelowiges is gefokus op opbouing, vermaning en weerlegging. Maar soos kinders vandag nie meer smaak het vir gesonde, voedsame kos nie, so ook het meeste Christene nie meer ore vir die volle getuienis en lering van die Heilige Gees nie. In plaas daarvan soek hulle na dominees en pastore wat 'n sagte boodskap bied, wat eerder hul gemoed streel en nie hul sonde adresseer nie. 'n Goddelike kerk. 'n Goddelike kerk wat funksioneer in die volheid van die Heilige Gees, is een wat uitgeken kan word as 'n kerk wat toelaat dat die Heilige Gees in volheid getuig en funksioneer. Die boodskap van die kerk en hul leierskap aan ongelowige mense sal een wees van sondebesef, beskrywing van die komende oordeelsdag en die geregtigheid te kry in die bloed van Jesus. En so 'n kerk se boodskap aan gelowiges sal gefokus wees op opbouing, vermaning en weerlegging. Maar net soos moderne Christene staan meeste moderne kerke skuldig daaraan dat hulle 'n mensgemaakte, afgewaterde, halfwaarheid boodskap verkondig. 'n Boodskap wat hulle weet mense wil hoor en wat mense se gemoed sal streel en mense in hul kerkbanke sal hou, Sondag na Sondag. 'n Sagte boodskap trek mense, maar die harde waarheid van 'n tweesnydende swaard dryf mense weg. Matteus 10:34 en Hebreërs 4:12. Wanneer laas het jou kerk uitgegaan in die strate in en die evangelie van sonde besef, die komende oordeel en geregtigheid in die bloed van Jesus aan ongelowiges verkondig? Wanneer laas het jou kerk gelowiges vermaan oor sondige gewoontes en sondige gedrag? Preek jou kerk teen aborsie, egskeiding, homoseksualiteit, buiteegtelike seks, alkoholisme, pornografie en sovoorts? Wanneer laas het hulle verkeerde lering, dwaalleer, evolusie en ander weer lê? Ek hoop van harte jou kerk is 'n heilige aanneembare offer aan God. Ek hoop jou kerk is 'n Heilige Gees aangedrewe deel van die liggaam van Christus op hierdie aarde. Ek hoop dieselfde geld ook vir jou kerkleierskap. Slot. Die dag toe jy tot geloof in Jesus gekom het jy die Heilige Gees ontvang. Indien jy uit onkunde hom onderdruk het, of bedroef het in jou lewe, vra ek dat jy die saak met hom sal opneem in gebed.
Kies vandag om die Heilige Gees toe te laat, om die deur na jou hart oop te sluit. Kies vandag om gevul te raak met die Heilige Gees in alles wat jy is en wat jy doen. Soos drank 'n dronkaard se lewe oorheers, vra ek dat jy sal toelaat dat die Heilige Gees jou denke, jou woorde, jou dade sal oorheers. Praat in die Gees as jy met jou kinders praat. Praat in die Gees as jy met jou eggenoot praat. Handel in die Gees by die werk en handel in die Gees by die kerk. Moenie vergeet om die getuienis van Jesus jou verlosser daagliks aan die wêreld te getuig nie. En laastens, volgende keer as iemand op 'n Bybelse manier sondaars na Jesus wys, moenie hulle veroordeel of kritiseer nie. Voor jy iemand kritiseer wat die evangelie aan sondaars bring, hoop ek dat jy ten minste net so gereeld as daardie persoon ook die evangelie aan die wêreld daar buite verkondig. Wees reg om eerder raak te sien dat hulle optree onder instruksie van die Heilige Gees. Verder, as jy 'n ander gelowige, al is dit jou dominee of pastoor, sien optree of 'n boodskap lewer teenstrydig met die funksie en getuienis van die Heilige Gees of die woord van God, moet jy hulle vermaan en teregwys dat hulle uit hul eie optree en teenstrydig is met die woord. En jy moet ook 'n nederigheid, teregwysing en vermaaning van ander gelowiges ontvang, indien jou optrede teenstrydig is met die woord en opdrag van Jesus Christus. Mag jy van vandag af daagliks daarna strewe om die sleutel van goddelikheid in jou lewe, dit is die Heilige Gees, toe te laat om deur sy lering, teregwysing, bemoediging, gawes en vrugte jou te verander na die heilige aanneembare offer aan God, soos verwag word in Romeine 12 vers 1. Amen. Sjoe, na daai lang boodskap is dit nou eers tyd vir 'n bietjie musiek. Die volgende liedjie is deur 'n groep genoem Hope Sang en die liedjie se titel is Thank God. In the Bible we're told the man that sins will die in fellowship with God. My sin has been removed. In a world full of darkness, every single man is born unrighteous and holding on a broom. And I thank God for the blood. It still cleanses me from my sin and shame. What man could never
goodwill towards man. Glory to God, from sin He set us free. And I thank God for the blood. He still cleanses me from my sin and shame. What man could never do, Jesus could. My sin debt's been paid, the sacrifice been made. Oh, and I thank God for the blood. Wonderlik Here, baie dankie vir die program wat U vir ons gegee het. Baie dankie dat U ons gelei het deur die voorbereiding en die opname en die uitsaai van hierdie program. Baie dankie dat ons kan weet dat U 'n regverdige en almagtige God is en dat U die rots onder ons voete is. En so ook, Here, was U die rots onder ons voete in hierdie stormweek wat ons gehad het. Baie dankie dat U ons veilig gehou het. Baie dankie dat U ons vriende, familie in hierdie omgewing ook veilig gehou het en veilig bewaar het. Maar Here, ek vra dat U asseblief vir mense sal help wat skade gelei het. Mag U asseblief vinnig herstel bring. Mag U asseblief gee dat mense volgende keer voorbereid sal wees. En Here, deur U liefde en genade hou ons asseblief warm in hierdie moeilike koue tyd. Ek bid ook vir mense wat dalk nou nog sonder elektrisiteit sit, Here. Daar's 30,000 huise wat oorspronklik geaffekteer was en soos wat ek verstaan is daar nou nog huise wat sonder elektrisiteit gaan. Here, mag U asseblief in daardie mense ook in hulle lewens hulp bied en mag U hulle ook uitnooi die wat U nie ken nie. Maar Here, ek vra dat U Sondag om 6 en die boodskap wat ons op Sondag om 6 verkondig, wêreldwyd met Afrikaners sal deel, met ons nasie wat oralste bly, Here. Mag U ons nasie nader aan U roep, mag U ons roep tot bekering, mag U ons roep tot verlossing in Jesus Christus, mag U ons help om ons sondes en ons verlede agter ons te laat en te fokus op U as ons hoop. Maar Here, mag U asseblief gee dat die medium wat ons gebruik, die radioprogram, YouTube en Facebook, deur meer en meer mense raak gesien sal word, tot eer en verheerliking van U naam, Here. En help elke persoon wat hierdie program aanluister, om gehoorsaam te wees, en die opdrag wat U woord vir ons gee, om getroue getuies daar buite te wees. Mag U ons asseblief bewaar, veilig hou, en mag U ons help om in U woord heeltemal verlore te raak hierdie week, sodat ons meer en meer van U kan leer, tot eer en verheerliking van my koning en verlosser Jesus Christus bid ek hierdie. Amen. Dit is die einde van ons program en baie dankie dat julle ingeluister het. Net ons kontakbesonderhede vinnig. Tyd met Jesus kan gekontak word by tyd.met.jesus@gmail.com. Sondag om 6 is beskikbaar op Facebook, soek net vir die 3 woorde Sondag om 6 en ons is ook op YouTube met dieselfde soek. Enige e-posse, kommentaar en terugvoer is welkom by sondag.om.6@gmail.com. En dan laastens vir ons Fortuna Radio baie dankie sê omdat hulle hierdie uitsending vir ons moontlik maak. Skakel gerus volgende week weer in, selfde plek, selfde tyd. Tot weersiens.